En Willie vertel vir my van 'n droom van die dogtertjie, né? Ja. Vertel hy vir my 'n droom van die dogtertjie en dit is net voordat ons hierdie saal gebou het en ek wil hê dat julle moet hoor wat het hy gedroom. Ek sien die kindertjies beweeg nou uit kinderkerk toe, so al kindertjies wat nou kinderkerk toe wil of kan gaan, kan nou maar uitbeweeg. Ons net gou kyk. Alright, jy het begin Nico, né? Dis reg. Okay. Net hulle kry, hulle sukkel om hier uit die voorry uit te kom. Okay. Okay, goed. Kan ek gou almal se aandag kry asseblief? Baie dankie. Ek wil hê julle moet baie graag julle moet hê. Wie weet dat God spreek deur drome? Amen. Sê die Bybel dit. Hoe is Jesus se pa gewaarsku dat hulle Jesus wil doodmaak? Ek bedoel sy aardse pa. In 'n droom. Josef in drome. Né? So kan ek die name van julle opnoem van hoe God in die nag in 'n droom kom. Die Here sê, so spreek ek. Job 33:14 in 'n naggesig, in 'n droom kom ek om die seël op 'n man se hart te druk, sodat hy nie in die kuil sal val nie. Amen. So het hy met konings gepraat, so het hy met profete gepraat en so het hy met die man ook gepraat, né? So en die Here het vir hom 'n droom gegee vir die gemeente. So deel met ons asseblief, my vriend. Ek het droom gehad. Ons is hier in die kerk en ek droom daar 'n klein dogtertjie. Sy het mooi donker bruin haartjies, spierwit blousetjie met 'n bloedrooi rompie aan. En ek droom die dogtertjie staan hier voor by ons in die kerk hier voor. Maar die dogtertjie is baie siek. Die dokters kan vir haar niks doen. Daar's niemand wat vir haar iets kan doen nie. En ek droom ons is 'n gemeente bid vir die dogtertjie. En ek droom die dogtertjie word volmaak genees. Die Here genees haar heeltemal volmaak. En ek droom die gerig versprei daar oralste dat dis herlewing in ons gemeente. En ek droom die volgende Sondag is hier soveel mense in die kerk. Daar's nie plek in die kerk nie. Ek droom in die regterkant sit net mense. En die linkerkant sit net mense. Ek droom ons dra speakers uit, sodat die mense net kan hoor hoe die woord versprei word in die kerk en hoe die Here vir pastoor die woord wat uitdra. So ek glo, daar's 'n herlewing op pad in ons gemeente. En ek glo die Here gaan siekes gesond maak nie. En ek glo die Here gaan ons aanraak hierso en hy gaan vir ons wonderwerke doen hierso. Amen. Willie, baie dankie. Kom ons gee die Here hand. Amen. Ons ontvang daai woord. Amen. Prys die naam van Jesus. Dat ek net sien, hoe sit jy die ding af? Hy's nou af, né? Okay. Alright, goed. So loof die naam van die Here Jesus. Julle, ek is so opgewonde oor daai droom wat daai man gehad het. Willie, ek wil net gou, ek voel ek moet hierdie nou sê. Julle, en hierdie is nie om eer na enige mense toe te gee nie. Maar het jy 'n droom gehad dat jy vir die Here 'n kerk gaan bou of het jy 'n woord gekry? Wat was dit? Was dit 'n droom? Willie het gedroom, né, dat hy vir die Here 'n kerk gaan bou. Okay? Né? Wil julle sit in hom? Nou die Here het nie net hom gebruik nie, maar toe die wiele aan die rol kom en die Here sit hierdie ding in beweging dat hierdie kerk gebou moet word. Né? By daai tyd toe is hy weg by sy werk en hy's vry en hy het niks nie. Sy pa was 'n bouer van formaat, né? En Willie, glo my, jy kan gaan kyk hoe goed wat hy al gebou het. Dit is nogal iets, né? En toe ons moes wegtrek, né? En hier bou, toe sê Willie vir my, pastoor, ek sal vir jou die bouers in die site oppas en ek sal sorg dat dit goed reg gebeur. En ek kan vir julle sê, ek kon elke oggend 7 uur of 8 uur of wanneer ook al hier aankom, dan staan Willie hier en dan organiseer hy daai span.
né, wat hier gebou het. Hoekom vertel ek julle hierdie nou? Sê vir my, hoekom vertel ek julle hierdie nou? Sit julle in die kerk? Ja, daar sit die man. Hier's die kerk, né? Hoekom vertel ek hierdie nou vir julle? Julle, en hier's baie meer mense wat aandeel gehad het dat hierdie kerk moet opgaan. Hulle sit ook hierso. Né? Maar hoekom vertel ek dit nou vir julle? Hoekom sal ek dit nou vertel? Ek meen, kerk is lankal gebou. Hoekom sal ek dit nou vertel? Want hy het gedroom dat die Here hom gaan gebruik in die bou van 'n kerk, en hy het nou gedroom van die dogtertjie, nee, wat so 'n geweldige groot genesing gaan ontvang hier, nee, dat die mense in hulle massas gaan stroom, soveel so, dat ons die speakers buite sal moet sit. Dis hoekom ek vir julle vertel hoekom. Ons gee Here nog 'n hand vir daai. Amen! Amen, halleluja, glo ons dit met ons hele hart. Amen, so sal dit wees en die Here gaan hierdie werk hier doen en ek is baie opgewonde oor dit. Amen, amen, goed. Ons het nou op die punt gekom waar daar kindertjies is wat ingeseën moet word vandag. Nou voor ek die kindertjies vorentoe roep, wil ek net so kort stukkie woord rondom dit deel. Want jong, as jy 'n kindjie voor het, nee, en die pastoor bedien woord, dan kan die kindjie moeilik raak. So ek gaan vir ons gou-gou net 'n gedeelte bedien uit die woord uit. Hoe belangrik dink julle is kindertjies vir die Here? Hæ? Okay. Hoe belangrik moet jy die kindertjies ag? As hulle so belangrik by God is, hoe belangrik moet jy die kindertjies ag? Moet dit so wees, kom net uit my pad uit. Gaan speel net iewers, kom net weg. Is dit hoe dit moet wees? Moet die kindertjies vir jou 'n irritasie wees? Die Here wil hê die kindertjies moet vir jou 'n irritasie wees. Want die kindertjies is vir die Here baie belangrik. Baie belangrik. Weet julle wie is die kindertjies? Is môre se staatspresident. Dis môre se staatspresident. Dis môre se skoolhoof. Dis môre se pastoor. Kom aan julle. Kom aan, jy kyk na daai kindjie. Kom ek sê vir jou, nee, as my onderwysers na my gekyk het, het nie in hulle wildste drome gedink het hierdie een gaan 'n pastoor word nie. Nie in hulle wildste drome nie. Nie omdat ek so stout was nie, ek was maar net baie teruggetrokke en stil in een kant in die klas. Dis maar net wie ek was, altyd, as 'n kind in die skool. Hulle sou nooit gesê het, hierdie jong seun sal voor mense staan en die woord verkondig nie. Want jy kon dit op daai stadium nie in my sien nie. Nee? So hoe belangrik is die kindertjies vir die Here? Hoe belangrik moet hulle vir my en jou wees? En wat moet ons nie in hulle belê nie? Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die woord. Ek gaan heel eers vir ons uit Matteus 10 lees. En ek wil hierdie in een asem lees. So wat vanoggend hier met die kindertjies gaan gebeur, is geweldig groot, julle. Matteus 10 vers 41 sê, wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang, omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.
wie 'n profeet ontvang, sal die loon van 'n profeet ontvang. Wie 'n regverdige ontvang, sal die loon van 'n regverdige ontvang. Wie 'n klein kindjie, al is dit net 'n koue beker water gee, omdat hy 'n disipel is, sal sekerlik sy loon nie mis nie. Hoe belangrik is die kindertjies vir die Here? Jy moet dit in die trant van die profeet en die regverdige en die kindjie en hoe God na kindertjies kyk, moet jy daarna kyk. Nou hoor nou hier. Hy wat verkeerd aan 'n kindjie doen, sal wat ontvang? Die daad wat hy gedoen het, sal vrug dra en dit sal op hom kom. Want jy sal die loon van die profeet ontvang. Wat van hy wat 'n kleintjie laat struikel? Kom ons lees. Julle, hierdie is so belangrik. Die kindertjies is altyd in die pad en die kindertjies moet altyd uit die pad en die kindertjies moet altyd nie in ons geselskap nie en die kindertjies word baie keer lelike goed toegesnou, né? En die wil van die Satan word uitgevoer wanneer dit gebeur. Want onthou net, as hy daai boompie verkeerd kan buig terwyl hy jonk is, omdat daar lelike skerp woorde uit ouers se monde uitkom, soos byvoorbeeld, jou stupid, het jy nie verstand nie. Wanneer hy daai kindjie in 'n verkeerde rigting kan bou, en as hy 'n band en 'n binding om daai kindjie kan sit, nee, sodat hy as 'n stupid kan groot word. As 'n stupid. Sorry julle, ekskuus, vergewe my, ek sê dit, want dis wat ons sê vir die kinders. Sorry, ek wil hê ons moet dit hoor. Nee? So die Satan praat deur jou. Moenie goed oor 'n kindjie uitspreek nie. Jy besef nie wat is jy besig om te doen nie. Spreek eerder seëning uit. Vergewe eerder. Waar die kindjie val, bou, sê toe maar, dis okay man, jy gaan dit nou reg kry, kom. Wat doen jy nou? Nou bou jy die kindjie, nou versterk jy, nou maak jy môre se leier. Nie môre se straatveer nie. Die ander wat ek nou verduidelik, jou stupid onnosel, jy sal niks nooit verstaan nie. Nee, is môre se straatveer. Deur jou gecreate, want dis hoe jy praat oor jou kind. Dra ons woorde krag. Julle, ons woorde dra soveel krag. As jy die gebed van die wedergeboorte met jou mond doen, word jy gered. Soveel krag het woorde. So wat van jou ander woorde? Dit kan jou red tot die ewige lewe, of dit kan iemand neerdruk tot in die ewigheid in. O julle, hoor gou vir my, ons woorde dra krag, en die Here wil hê ons moet, ek moet oor hierdie goed praat, en jy los jou kind nie voor 'n televisie, met die demoniese goed wat opkom, deur die tekenprente, net omdat jy hom uit die pad uit wil hê nie. Net omdat jy hom uit die pad uit wil hê nie. Asseblief julle, ons moet ons kindertjies bewaar en ons moet hulle oppas. En nou praat ek met oupas en oumas en paas en maas en boeties en sissies. Ek praat met almal. Amen. Goed. Daarom, elkeen wat een van hierdie koue, sal sy loon nie verloon nie. Dan Matteus 18, gaan gou soen toe vir my, as jy jou Bybel daar het. Matteus 18. En dan gaan vir ons van vers 3 af, gaan ek vir ons lees. Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander. Wat sê die woord, as julle nie verander nie. Right. As julle nie verander en soos die kindertjies word nie. Hoe soos die kindertjies? Ek wil eintlik hierdie vraag vra. Nee? Hoe moet ons soos die kindertjies word? Hier kom 'n woord uit, nederig.
Glo alles. Kindertjies is baie geloofwaardig. Wie stem saam met my? Wat jy sê glo jy. As jy vir hom sê, kom, oom gaan vir jou 'n roomhuis koop. Dan sê hy nie, het jy geld? Dis nie wat hy sê nie, Rudy. Hy kykie spring op en af en sê, ek gaan 'n roomhuis kry. En hy vertel sommer vir almal op die pad. As julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Julle hoor gou hier, daar is iets wat in die hart van 'n kind is, wat so belangrik is vir my en jou. Onskuld, geloofwaardigheid, opregtheid. Binne in 'n kind, hulle so vatbaar. En weet jy wat, ek dink ons het oud geword, verstok en hart van hart. Met ons eie maniere. En weet julle wat, ons moet vir die Here vra, gee my weer daai gesindheid van die kind. Amen. Daai hart van die kind, daai geloof van die kind, daai opregtheid. Hoor gou wat sê hy. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, vers 5, sê hy, ontvang my, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen om sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Nou kan ek nie help om aan ons skole te dink nie. Wat ons kindertjies leer van billions and billions of years ago, om God uitgeskakel te probeer kry, en op 'n jong ouderdom reeds in die kind in God te probeer uitgewis te kry, en godsdiens, Christelike godsdiens wat in skole verbied word. Julle, hoor gou hier, elke een wat een van hierdie kindertjies laat struikel, so as jy geloof van hom wegvat, wat doen jy? Jy laat hom struikel. Hoekom bring jy jou kind nie Sondagskool toe nie? Wat doen jy? Jy laat hom struikel. Jy vat hom weg van 'n plek waar die woord van God vir hom gegee word en daai kind ingeplant word op die regte manier. Maar jy gaan nie kerk toe nie, daarom gaan jou kind ook nie kerk toe nie. En hy kom nie onder Sondagskool nie. Hy kom nie in kontak met Christelike maatjies nie. Hy kom in kontak by die skole met wêreldse maatjies, met wêreldse maniere, met 'n wêreldse inwonende gees binne in hulle. Dan word hy net soos die met wie hy meng. Julle hoor gou hierso. Ons gaan moet wakker word en ons gaan moet opstaan. Julle, hier is 'n generasie wat hier van onder af is, besig is om op te staan en ons moet hulle gewortel en geplant in die Here kry. Julle, as daar wil hê, daar moet 'n toekoms op hierdie aarde wees. Jou kind kyk na jou. Hoe jy praat sal hy praat, julle. Wat jy doen sal hy doen. Moenie vir hom sê jy doen nie wat ek doen nie, jy doen wat ek sê nie. Hy gaan doen wat jy doen. As God nommer 1 in jou huis is, sal God nommer 1 in sy huis wees, of haar huis wees. Julle wat die kindertjies laat struikel. Dit is beter dat 'n meelsteen om jou nek gehang word, en jy in die diepste van die see gewerp word. O julle, ek wil op hierdie oomblik hierdie ding gebruik, hierdie geleentheid gebruik, met die inseëning van kindertjies. Ek wil gou vir julle sê, ons het nodig om 'n godsgenerasie weer op te rig. 'n Godsgenerasie. Jou kleinkind moet sien hoe bid ouma, en dat sy 'n vrou van God is. Jou kind moet sien dat pa roep op Jesus, en sy vertroue is op die Here Jesus Christus. Dan sal jy hoor, ek gaan iets doen vanoggend. Wil jy, het julle daai recording van daai kind van julle wat bid het hierso? Op die foon, kan julle hom op hart sit vir my? Sit hom vir my hart, ek gaan vir julle bid, wanneer 'n kind in die huis van die Here groot word, 'n klein kindjie, en ek wil hê julle moet hoor wanneer hierdie kindjie bid. Roep daai gou vir my op. Kom sommer gou dan hier vorentoe. Dan gaan ons hierdie oor die mikrofoon gaan speel.
Sy, ons kan dit mos so doen, hoekom nie? Nee, sit gou. Laat hy. Baie dankie. Kom op. Ja, we doen nou eerst. Ons gaan hom nou kry. Kom ek vandag na u. Luister hier. Vra vir u. Seën die wat op die straat is. Seën hulle asseblief u. En ek breek elke demoniese gees, elke demoniese ketting in die naam van Jesus Christus. Bestraf ek nou vir jou Satan. Hier's geen plek vir jou in elke liewe huis wat op hierdie plot is nie. Bestraf ek jou nou Satan. Jy hoort nie. Hier's nie 'n plek vir jou nie Satan. Ek sê vir jou uit. Ek sê nou vir jou Satan, uit. Jy hoort nie. Uit. Almal se liggaam uit. Ek breek elke siekte. Ek breek elke demoniese gees. Ek breek elke... En Vader, seën asseblief die wat sukkel. En help asseblief die wat nie kos het nie. Vader, u voorsien, u sorg. U het al vir duisende mense kos gegee. Uit 3 broodjies en 2 visies. Vader, u is almagtig. En Satan, jy moet dit weet. Jesus het jou klaar gewen. Satan, uit. Jy hoort nie, Satan. Uit, Satan, wyk. Hier's geen plek vir jou in enige iemand se liggaam nie, Satan. En ek bestraf elke siekte, kanker, bloedklonte, elke fout met jou liggaam. Sit dit daarso. Sit jou hand daarso waar dit seer is. En sê saam met my. Vader, maak my gesond, asseblief. Hier waar ek seer het. Ek sukkel daarso. Vader, help my om my gewone liggaam wat ek nog altyd lank terug gehad het, terug te kry. Vader, ek sukkel met hierdie fout in my liggaam. Dankie, Vader. Dankie. U is kragtig. U is almagtig. En u is sterk. En Satan, jy moet dit weet. Maar Jesus Christus het jou klaar gewen. So Satan, uit! Hier's geen plek vir jou nie. Ek bestraf elke demoniese gees, elke ketting, elke siekte. Bestraf ek nou in die naam van Jesus Christus. Satan, uit! Ek bestraf elke ingang, salf elke deur. Ek salf almal se huise op hierdie plot. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ja, gee die Here hand. Amen. Nou, dis klein Herman, né? Wie het gedroom hy preek hierso? Willie het ook gedroom hy gaan 'n prediker word en hy preek hier in die kerk. Nou vandag het hy vir die eerste keer hierso in die kerk gebid. Julle luister gou hierso. Ek wil gou vir julle sê, kan julle die resultaat sien wanneer 'n kind as 'n godskind groot word? Ek gaan nou vir julle sê, daai seentjie beweeg al klaar in die krag van die Heilige Gees. Al klaar in die krag van die Heilige Gees. Julle, kom ons pas ons kindertjies op en ons maak hulle in die weë van die Here groot. Amen. Amen. Ek gaan vra dat die volgende ouers van die kindertjies net vir my vorentoe sal kom met hulle. Ek vra dat my vrou ook saam met my sal gou kom staan. OK. Andrew de Beer.
Nico Shane, ek ja, die derde naam, of die tweede naam, ja, Roos. Nico Shane Roos. Annabel Besuidenhout. Hailey de Villiers. Karel van der Merwe. En de Beer. Die ouers net saam met hulle kindertjies sal kom. Amen, amen. Amen, halleluja. Prys die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Goed, ons gaan sommer hier begin. Julle, is dit nie wonderlik nie? Gou daar vir my. Is dit nie wonderlik nie? Hæ? Ek wil hê julle moet gou kyk vanoggend hier na die kindertjies. Hierdie is die volgende godsgenerasie. En weet julle hoekom sê ek dit? Dat hierdie die volgende godsgenerasie is. Julle. Omdat hulle ouers het. Wat sê dit is belangrik, my kind moet ingeseën word. My kind moet gesalf word en toegerus word. Omdat hulle ouers het. Wat sê, ek kies om my kind in die weë van die Here groot te maak. Sodat die krag van die salwing van die Almagtige op my kindertjies kan rus. Amen. Julle, ek wil hê julle moet kyk. Dis môre se leiers. Daarom is die belofte so groot wat hulle ouers moet hou. En daarom wil ek hê vir almal wat hier kyk en nou na hierdie kindertjies kyk. Jy moet jou kind, jy moet jou belofte hou. En jy moet jou kind in die weë van die Here groot maak. Amen. Amen. Goed. Okay, dankie. Dankie. Goed. Die De Beers. Wat is hulle? Dis hy. Okay, hier's een ou net so vir my. Is een De Beertjie. Okay. De Villiers. Okay. Nee, laat ons net gou kry. Amen. Skus julle, hier is 'n hele paar sertifikaatjies. Ons sorteer net gou uit. Waar is hy? Annabel. Engela, ons het Annay uitgemaak, né? Hoekom sien ek hom nou nie hier nie? Vrakkie het ek net daarbo gaan kyk. Skus julle. Het een nou agtergebly. Engela, daai sertifikaatjies nie, ons sal vir die ouers na die tyd net gee. Okay. Weet nie wat het nou gebeur nie. Daar's Annay, okay. Okay, goed. Sjoe. Okay. Karel en Shanae. Is jy, ekskuus. Karel en Shanae. Karel, jy het die boodskap gehoor vandag. Weet jy hoe groot eer is dit as God 'n man uitverkies om vir hom 'n kind te kan gee? Shanae, weet jy hoe groot eer is dit as die Here lewe in jou gegee het? Besef jy dit? Het julle geweet dat God, as hy seën hy in die nageslag? As hy werklik wil wys dat hy jou liefhet, nou dan seën hy jou in die nageslag.
Okay, nou het ek 3 hierso. Wie is nou wie? O, en hom. Okay, goed. So vandag wil ek vir julle as ouers sê, die Almagtige het sy aangesig oor julle laat skyn. Hy het sy liefde en sy guns oor julle gebring en hy het vir julle die wonderlikste gesinnetjie gegee. Nou ek wil hê julle moet so na hulle kyk. Hierdie is môre se leiers. Ek wil hê julle moet so na kyk. Manne en vroue van God wat gaan opstaan. As jy die Here sal dien. As jy die Here sal dien. As jy en jy hom met alles in jou sal dien en hulle altyd deur na die huis van God toe bring. En hulle sien hoe pappa en mamma die Here dien. Is julle bereid om dit te doen? Okay. Waar is my olietjie? Daar is hy. Okay, goed. Eerste enetjie naampie hierso. CV. Okay. De Beer. Van der Merwe. Weet ek nou die mekaar. Van der Merwe. Okay, goed. CV van der Merwe. Julle kom ons steek ons hande uit en ons roep en bid die seëning van die Here oor CV. In die naam van Jesus Christus, Here, bring ons vir CV van der Merwe nou na U toe en ek salf hom en ek sonder hom af, Here, deur die krag van die Heilige Gees, Here, om op te vul, Here, en aan te raak, Here, rig hom op in die krag en in die wee van die Here. Vader, ons dankie en ons ontvang dit CV in Jesus Christus se naam. Wees nou afgesonder aan die lewende God in Jesus se naam. Amen. Amen. Halleluja. Kom ons gee vir 7 weke hand julle. Dankie Here, ons prys U Here vir die werk wat U in hierdie kindjie doen nou in Jesus se naam. Dankie Here. Amen. Anai. Het jy geweet Jesus het jou baie baie lief? Ek is so bly as jy dit sê, hoor. Want weet jy hoekom staan jy vandag hierso? Omdat ons jou aan Jesus wil toewy. Okay. En Jesus het jou so lief. En vandag, né, kom Jesus by jou. Gee my gou 'n drukkie. En Jesus gee jou so 'n drukkie omdat jy so kosbaar is en hy so lief is vir jou. Okay. Sal jy dit altyd onthou? Altyd. Totdat jy eendag 'n groot tannie is. Sal jy dit onthou? Hæ? Ja, okay. Alright. Vader, in die naam, kom steek ons hande uit, julle. Vader, in die naam van Jesus Christus, U Seun, salf ek nou vir Anna, Here my God. Vader, en ek sonder haar af vir U en vir U werk, Here my God. Vader, Here, laat die Heilige Gees kragtig oor haar vaardig raak, Here, en rus haar toe met U krag, met U Gees, Here. Here, met U heiligheid, Here. Hierdie voetstappies rig hulle dat hulle sal loop waar U loop. Hierdie hartjie, dat hierdie hartjie sal begeer wat U begeer, Here my God. Here, en laat U aangesig dwars deur haar hele lewe op haar sal skyn, Here. So roep dit nou, Vader, en ek seën haar in Jesus se naam. Amen. Amen. Halleluja. Okay, Andrew. Jy weet my boetie se naam is ook Andrew. Nee. Wel, my boetie se naam is Andrew. Nee, so is vir pastoor 'n groot eer om jou in te sal vandag, hoor, jou in te seën. Okay. Alright. Andrew, word as 'n man van God groot, sal jy? Okay. Gee jou hele hart en jou hele lewe vir die Here en dien hom passievol met alles wat in jou is. Okay. Alright. Julle kom ons steek ons hande uit na Andrew toe. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, salf ons en sonder ons vir Andrew nou af vir U, Here, my God, Here, laat die krag van die Heilige Gees besit neem van hom, laat die liefde van God sy hart vul, Here, bewaar hom, behoed hom, beskerm hom, Here, waar ook al hy gaan, Here, trek hom en lei hom in die weë van die Here. Vader, ons dankie daarvoor en ons ontvang dit nou vir Andrew. Andrew, ontvang dit nou in Jesus Christus se naam, laat jy as 'n man van God groot word. Dankie Here. Amen. Amen. Halleluja.
Amen. Wie is volgende? OK, julle kan maar gaan sit, is reg. Dankie, hoor. OK, Nico Shane. OK. Wat is die tweede naam? Hermanus, sorry, daai suurskrif kon ek nie so mooi lees nie. Nico Shane, Hermanus Roos. Julle, die eerste ding is wat ek vir julle wil sê, sien julle hierdie twee ouers? Hulle is regtig lief vir die Here. Hulle is lief vir God. Hulle sonder hulle lewens af vir die Here en hulle volg die Here met hulle hele hart. Hierdie vrou, hierdie man, hulle is regtig lief vir die Here. En weet julle wat? Omdat dit so is, kan ek alreeds vir julle sê, waar die voetstappe van hierdie kindjie sal loop. Dit is so uiters belangrik. Roelof. En ek wil dit vir elke pa sê vandag in hierdie plek, het jy geweet dat hierdie kindjie sal homself identifiseer met jou as God. Pa, maar jy sal die godsbeeld vir hom wees. So, Roelof, dit is so belangrik, dat wat jy doen, die karakter van God uitstraal terwyl jy met jou kind besig is. Want hy gaan identifiseer hoe God is met jou saam. En dis hoekom baie keer julle terwyl ek hierdie sê, baie kinders, omdat die pa beeld nie in plek was nie, sukkel die kind om 'n verhouding met die Vader te hê. Roelof, jou verhouding met die Here is so uiters belangrik, want hy gaan vir jou kyk. En eendag wanneer hy tot God roep, dan gaan hy heeltyd identifiseer. So ons as ouers het 'n geweldige verantwoordelikheid. En Brigitte, hoe jy jou kind hanteer, Heilige Gees, deurdronge, en wat jy dan uit jou uit laat kom, soos wat die karaktertrekke van die Heilige Gees is, sal hierdie kindjie identifiseer, want trooster, Heilige Gees is die trooster, raadgewend, 'n vrou is raadgewend, en hierdie kindjie gaan hierdie karakter trek, en die sagtheid, en die liefde, en die mooi stem van die Heilige Gees, gaan alles deur jou, gaan hy dan identifiseer, en so sal hy in 'n verhouding met sy God wees. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Laat ek net gou weer kyk. Nico Shane, Hermanus Roos. Julle, kom ons steek ons hande uit en laat die seën van die Here op hom val. Nico Shane, Hermanus Roos. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, salf ek jou nou. Laat die hemele oor jou oopgaan. Laat die krag van die Heilige Gees nou op jou kom. Laat die liefde van die Vader jou hart penetreer. Vader, verseël hom nou. Here, ons roep dit nou oor sy lewe, Here, by God. Laat die engele hom toemaak, Here, en hom dra, Here, by Vader. Vader, ek bid dat U nou reeds besoekings aan hierdie kind doen, Here, om Uself in die krag van die Heilige Gees aan hom te openbaar. Vader, ons dankie en ons ontvang dit nou in Jesus se naam. Dankie, Here. Amen. Halleluja. Amen. Julle kom ons gee vir hom 'n hand. Amen. Prys die naam van die Here. Ek na die tyd na my toe kom, ek het 'n gesig vir jou gesien, hoor. OK, goed. Goed. Heilie, wie is Heilie? Hierdie enetjie. Ek wil julle twee gou vra. Julle staan vandag nou hier. Is julle nie vandag op hierdie oomblik verskriklik bly dat julle by die Here uitgekom het nie? Baie. Beste besluit op aarde. Want kyk nou hier, julle hierdie man en vrou het in krag ingekom en sy eie woorde is, hy sê hy het hier gekom en die Here het hom gedop. Hy sê die Here het hom gedop, né? Amen. En nou wil ek vir julle sê, kyk die resultaat. 'n Man en 'n vrou word deur die Here Jesus aangeraak, deur die Heilige Gees gevul. Wat is die volgende ding wat gebeur? Hier staan hulle met hulle kinders, julle.
Kan julle sien wat gebeur? Die kinders word aan die Here toegewy. Die kinders word aan die Here gegee. En omdat julle dit nou doen, gaan hierdie kindertjies veilig wees. Gaan hierdie kindertjies in die weë van die Here groot word. Gaan hierdie kindertjies die liefde van Jesus Christus ken. Amen. Amen. Goed. Heilige de Villiers. Julle steek julle hande saam met my uit en kom ons seën haar. Vader, in die naam van Jesus Christus, wy ons nou vir Heilige de Villiers. Ons wy Heilige nou aan U toe, Here. Heilige Gees, kom oor haar en neem besit van haar. Here, verseël in die hemel vir ewig, Here, my God. Ek roep nou, laat die engele haar omring, haar aanraak, haar invul, Here, met die liefde en met die krag, Here. Heilige Gees, neem besit van haar. Rig haar voetjies. Beskerm haar oortjies. Beskerm haar oogies. Dit wat sy sal sien, dit wat sy sal hoor. O Vader, en lei haar en maak haar groot in die weë van U, die Here God, die Almagtige. Dankie, Here. Amen. Amen. Goed. Annabel, Jesus Christus het jou baie lief, weet jy dit? Gee pastoor 'n drukkie toe. En Jesus druk jou net so styf vas, weet jy dit? Hy is so lief vir jou, hoor jy? Kyk. En vandag gaan pastoor jou salf met olie, raai wat gebeur. In die Gees gaan olie op jou kom, en dit is die beskerming van God op jou. Die Here gaan jou behoed en bewaar en beskerm. Glo jy dit? Weet jy dit? Van nou af moet jy dit weet, hoor, okay. Vader, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, salf ek nou vir Annabel, Here, my God, en ek seën haar nou, Vader, Here, laat die seëning, Here, nou oor haar kom, laat die krag van die Heilige Gees haar nou vul, afgesonder vir God, Here. Ons roep dit en ons bid dit nou oor haar, in Jesus Christus se naam. Ons dank U en ons ontvang dit. Vader, Here, raak hierdie man aan om sy gesin te lei in die weë van die Here. Vader, raak hierdie vrou aan, Here, om haar gesin, Here, toe te rus met die dinge wat God in die Gees vir haar gegee het, om nader aan God in die Gees te kom. Verseël hierdie gesin nou, en laat elke aanslag van die bose verbreek word. Ek spreek oor hulle nou, seëning uit, in Jesus se naam, amen. Amen, kom ons gee hulle hand, julle. Amen, prys die naam van die Here. Sy baie dankie, julle hoor. Halleluja. Amen. OK, goed. Ek gaan net hierdie woord sê. Sê vir my of jy wil deel wees. Die wegruk van die aarde af. Wil jy deel wees? Amen. Kom ons gee die Here hand vir dit. Die wegruk van die aarde af. Halleluja. Julle hoor hierso, skielik begin Christene my bel. Pastoor, ek het 'n droom gehad. Pastoor, die Here het met my gepraat. Pastoor, die Here kom ons haal. Skielik oral begin ek van mense hoor hoe die Here hulle my sê, pastoor, ons moet gereed wees. Jesus sê ons moet gereed wees. Hy kom. Jesus sê ons moet gereed wees. Hy kom. Vanoggend vroeg toe ek in my bidkamer ingaan, hoor ek hierdie die wegruk van die aarde af. Nou ek wil begin sommer deur die eerste skrif. Nee, voor ek daai skrif vir jou lees. Vraag. So die Here vir my gesê, ek moet vir jou vra. Okay, so laat die wegruk van die aarde af. Toe sê die Here vir my, ek moet julle vra, hoekom gaan mense hel toe? Hoekom gaan hulle hel toe? Daar's 'n baie goeie antwoord. Hulle dalk nog nie die ware evangelie gehoor nie. Right? Goed, nog. Ek dink jy is net een rede nie, maar gooi my met dit. Ek wil hoor. Askies? Hulle glo nie. As jy nie glo nie, is jy 'n goner. Ja, dis reg. As jy nie glo nie, dan is alles te vergeefs. As jy nie glo nie, is alles te vergeefs. Right, nog. Wedergeboorte, absoluut.
Jesus kom in Johannes 3 en hy sê, tensy 'n man nie weergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, hy kan die koninkryk van God nie ingaan nie, hy kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Is dit redelik duidelik? Right, goed. Hoekom gaan nog mense hel toe, Jackie? Hy bely nie sy sondes nie. 'n Sondebelydenis baie belangrik. Amen, absoluut, oor en oor. Nog julle, wat is daar nog? Ek soek iets. Ekskuus, PW? Keuses. Het jy geweet baie mense kies om hel toe te gaan? Hulle sal nie blaatant sê ek wil hel toe gaan nie, maar hulle maak elke deur oop wat na die hel toe lei, maak hulle oop. Keuses, hy kies hierdie een, alright, ja. Rina. Hulle dink daar's nog tyd. 'n sissende slaap. Hulle dink dat daar is nog baie tyd. En daarom, hoor nou hier julle, Rina, daar is 'n baie goeie antwoord. Daarom, as jy dink daar's nog baie tyd, nou moet jy worry oor jou redding. Jy moet eintlik maar jy gaan nie worry nie, want jy het baie tyd. Volgens jou. Volgens jou het jy baie tyd. Maar is net die volgende trok wat 'n robot skiep, nou dan is jou tyd verby. Nee. Dit is 'n baie goeie Nico. Hulle het nog nie God se verlossing aanvaar. Hulle het nog nie die Here se verlossing aanvaar nie. Die een antwoord wat ek regtig soek, ek gaan vir julle gou 'n skrifgedeelte lees, né? Dan gaan ek vir julle hier antwoord gee. OK, hierso is die antwoord. Al hierdie is reg. Né? Alles is waar. Maar kom ons gaan kyk net in Matteus 7:21. OK. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, in u naam duiwels uitgedryf nie, en in u naam baie kragtig gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan van my weg, julle wat die ongeregtigheid werk. Die klem is hierso op. Ek het julle nooit geken nie. Gaan van my weg. Baie mense gaan hel toe as gevolg van gebrek aan verhouding met Jesus Christus. Julle luister gou hier, wat ek nou vir julle sê is baie belangrik. Ek gaan vir julle nou beskryf hoekom ek dit sê. Jy kan die grootste Christen wees en in hierdie struik val. Jy kan die grootste kind van God wees en in hierdie struik val waaroor ek nou praat. Wat van as jou besigheid jou so besig begin hou, jy kom net nie by Jesus uit nie. Maar jy ken Jesus, maar jy kom net nie by hom uit nie. Julle, ek gaan gou ietsie vir jou sê. Bo alles en 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 alles wil ek vandag vir jou sê wat jy vir die Here kan doen. Nee, soek die Here hierdie een groot ding van jou, verhouding. Die Here soek 'n verhouding met jou, julle. Gaan weg van my julle werkers van die ongeregtigheid.
Ek wil hê julle moet hierdie baie mooi hoor vanoggend, julle. Luister gou hier. Gaan dit omdat hy sonde gedoen het? Okay, jy moenie sondig nie. As jy aanhou sondig, kan dit jou siel kos. Maar hoor net hierso, want sonde kan jy bely, julle, maar as jy begin ophou om met Jesus te praat, nou as jy ophou om in 'n binnekamer in te gaan en sy woord te vat en te lees, as jy ophou om jou hart vir hom te begin skeer en op te soek, as jy ophou om na sy huis toe te begin kom, julle, dan sê ek nou vir jou, gaan jy hel toe. Want jou verhouding, julle luister gou hierso, jou verhouding gaan dood. Weet julle hoe baie vrouens wil hulle mans los, hulle wil skei, dan kom sê hulle hierdie volgende ding vir my liefde vir hom het dood gegaan. My liefde vir ek sien meer lief vir hom nie. My liefde vir my man het dood gegaan. Het hierdie liefde regtig dood gegaan? Nee, hulle spandeer nie meer tyd met mekaar nie. Hulle het nie meer verhouding nie. Julle luister gou hierso. Hulle deel nie meer hulle harte met mekaar nie. Julle, dis net beskuldigings en die en daai en allerhande goed, jy weet, maar daai ek het jou lief en ek gee vir jou om en ek doen vir jou goed en ek maak moeite om tyd met jou te spandeer, is weg, julle, dan skei hulle. Hulle skei julle. Ek wil nou vir julle sê, daar's niks wat verhouding so dood maak soos dit nie. As jy dalk die kommunikasie gaan dood, die nabyheid gaan weg. Die nabyheid gaan weg. Julle, ek wil gou ietsie vir julle sê vandag hierso, As die vyand kom en hy kom in jou hart praat en hy sê vir jou, jy moet met jou vrou so begin maak, bestraf die ding net, dan trap op sy nek en skop hom met die tande, gevat jou vrou en druk haar nou af vas. Spyt hom. Moenie doen wat die duiwel jou inlei nie. Julle, hierdie gevoelens, kom ek gaan nou vir jou sê, hierdie gevoelens wat so van binne af opstoot, wat jou van jou man of jou vrou of jou geliefde af wil wegstoot, is nie God nie. Dis alweer Satan wat verhouding wil breek. Want julle, ek kom nou na julle toe vandag, ek wil vir elkeen van julle sê, nabyheid, verhouding, praat met die Here, gaan sit op 'n alleen plek. Wie weet dat die Here bevind hom in die alleen plekke? Kom aan, julle die alleen plekke, daar waar ander stemme nie praat nie. Julle kom aan, ander stemme praat nie, daar is nie allerhande klank, die TV, kwak, nie daar nie. Of daai wêreldse musiek wat nie aan die agterkant, kom, heeltyd hier aan die agterkant. As jy uitkom, maak jou kop van self so. Stap jy daar. Kom aan, praat ek waarheid. Goed het 'n hengse invloed op jou. As jy jou in plekke bevind, julle luister gou hierso. En as jy jou heeltyd in 'n atmosfeer van die wêreld, hoekom sê die woord, hy wat 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Julle, kom aan, julle, hoor gou hierso. Gebrek aan verhouding. Weet jy wat, jy kan die skrifte so quoteer, en jou verhouding kan dood wees. Wat verg verhouding? Tyd, amen. Daar is iets anders wat ek sê, liefde is baie naby. Wie het gesê hart? Rudy. Julle luister gou hierso. Jy kan jou in enige plek bevind. Jy kan jou daar in die treinstasie bevind. Jy kan 'n treinmechanic wees, wat daar onder daai eisters werk en daai goed blaas en skreeu en die grinders hardloop en alles. Maar wanneer jy daar lê en jy vat jou hart in 'n verhouding en jy pers hom vir jou God en jy druk hierso hartspiere van liefde hier in jou hart vir God, dan sê ek vandag vir jou, sal die almagtige man, hy breek deur hy stoom engine deur en hy vind die man of die vrou wat daaronder is, wat besig om sy of haar hart vir die almagtige te pers. Hy vind haar, hy vind hom en hy gaan in. Jy sal sien, Satan is heeltyd besig om jou besig te hou. Jou kop, jou hande, allerhande goed, moet net nie by God uitkom nie. Want enige verhouding, julle hoor gou hier, maak saak wat se verhouding dit is nie. Enige verhouding
wat al hoe minder en minder kontak met mekaar begin hê, gaan dood. Ek het hier so 'n opgemaakte storie, maar dit pas so mooi. Ek gaan dit net gou vir julle sê. Hoor gou weer. Die duiwel en sy demone hou 'n bietjie 'n vergadering. Wil hê julle moet dit hoor. Hy sê, wat gaan ons doen? Nou, laat ons hierdie Christene kry om die Here op te hou dien. Nou, een sê, kom steel hulle geld. Nou, ander een sê, kom ons maak dat hulle karre opgesmash word en die en daai, en kom ons sit die en daai en hierdie struikelblok en hierdie voor hulle en ons doen hierdie en ons vervolg hulle en ons wys vir hulle lelike goed oor die TV en ons deur die fone laat ons al hierdie goed deurvloei, nee, en so roof ons hulle van hulle God af. En die duiwel het so gestaan en kyk hy so te sê, nee, ek dink hulle gaan net meer gedetermineerd raak wanneer die vervolging so erg raak. Hy sê, kom ons hou hulle besig met lekker goed. Kom ons hou hulle net besig met lekker goed. Dat hulle meer tyd met sport, met televisieprogramme, allerhande goed wat lekker goed is, tydsverdryf goed, sodat hulle nie hulle tyd met hulle God sal spandeer nie. Hulle sal nie eers agterkom, hulle raak afvallig van hulle God nie. Is ons gevang? Is ons gevang, ja of nee? Ek is gevang. Niemand wil hand opsteek en nou steek ek maar op. Ek het agtergekom, ek word ook gevang met dit. Nee, as ek weer kyk, dan is ek met allerhande goedjies besig. En allerhande goedjies spring op en ek met allerhande goed. En dan was ek nie in die binnekamer nie. En dan het ek nie Bybel gelees nie. En as ek weer kyk, dis laat ek in kerk toe hardloop, dis bid hier vanaand, maar ek het nog nie binnekamer bidtyd gehad nie. Ek kom agter, ek word gevang. Ek kom agter, die Satan meng in en hy vervreem my van my God. Julle, hy vervreem my van my God. Ek gaan dit met aggressie weer terugvat. Julle, kom aan. Wil jy of wil jy nie? Wie wil hel toe gaan? Hel toe. Enige iemand? Jy wil graag hel toe gaan. Julle, ek gaan nou vir julle sê, né? Niemand wil hel toe gaan. Okay, wie wil hemel toe gaan? Alright, né? So niemand wil hel toe gaan nie, maar wil ons baie tyd met God spandeer. Wil ons baie tyd met God spandeer. Sal ons goed afstel om ons verhouding. Julle verhouding is so uiters belangrik. As 'n huwelik nie 'n verhouding het nie, gaan die huwelik dood nie. Die verhouding tussen die man en die vrou gaan mors dood. Julle ons, die woord noem ons die bruid van Christus. Ek kom vanoggend hier om vir julle te sê, gaan pers jou hart. Ek het vir 'n man hierdie week gesê, hoor net hierso. Hoor gou hier. Ek wil eintlik vir jou vra om dit ook te doen. Ek sê, my vriend, ek sê, weet jy wat is ons fout? Hy sê vir my, nee, wat? Ek sê, ons dink te min daaraan hoe lief Jesus Christus en hoe lief God die Vader ons het. Ons dink te min daaraan. Ek sê vir hom, kom ek en jy gaan, né? En ons gaan probeer soveel as moontlik net dink hoe lief God my het. Ek spandeer net baie tyd daaraan om te dink hoe lief God my het. Wat gaan uit dit uitvloei? Sê julle my. As jy heeltyd begin bedink hoe lief God jou het, né? Wat gaan gebeur? Daai verhouding, julle luister gou hierso, né? Man, ek het in hierdie week, kom ek sê gou vir julle, toe dink ek aan my vrou, né? En ek het net vir 5 minute 'n bietjie gesit en gedink, toe dink ek het darmal 'n goeie vrou, né? Sy is so lief vir my. Daai vrou vir my, julle, ek gaan nou mag ek 'n klein bietjie breek met haar. Net so, dit's bietjie, né? En die oggend my oop gaan by die bed, dan staan sy daar met 'n glas water. Weet julle hoekom? Want ek kry nie water nie.
Ek is baie swaar om water te drink, as sy vir my drink. En as ek klaar word, dan sê sy vir my, ek hou jou gesond. In elk geval, en die volgende ding wat aankom, is 'n lekker omelet op 'n bord. Né? Uit! Andrei, jy mag nie seker goed doen nie. Nou, en as dit kerk is, as ek uit die bidkamer uitkom, dan lê my kerkklere wat ek moet aantrek gereed daar. Okay, ek gaan nou moet stop, anders gaan iemand moeilikheid hê. Julle, maar hoor gou hierso. En ek dink hoe sy altyd daar vir my, en ek dink hierheen, daai, en wat doen sy hier, en wat doen sy daar, né? Alles en hoe hierdie vrou van my net, en ek besef toe, maar sy doen dit, want sy's lief vir my. Sanami is lief vir my, julle. Né? En sy doen al hierdie goed uit liefde, is sy besig om goed te doen. Né? En toe, binne in my hart, toe kyk ek weer so na my vrou, en ek begin haar waardeer. En ek sê, Here, ek waardeer my vrou nie genoeg nie. Nee, vir alles en alles en alles vir wat sy vir my doen nie. Nee. En hoe meer ek daai liefde bedink, nee, vir my vrou, hoe groter groei die liefde in my vir my vrou. O, julle hoor gou hierso. En ek sê nie, hoor die vrouens, julle moenie doen wat my vrou doen nie. Elkeen het sy unieke ding. Okay. Maar weet julle wat? Doen vir mekaar goed om die liefde vir mekaar te bewys. Nee, nou hoor gou hier. Julle, ons moet ons verhouding met Jesus Christus versterk. Julle, hoor gou, ons moet tyd met ons Here spandeer. Ons moet meer bedink hoe lief ons God en Vader, die lieflike Heilige Gees, die drie-enige God, hoe lief hy ons het, en hoe smag hy net om met ons te praat, julle. Hy sê, dis nog 'n ding, want ek weet nie van die ander vrouens, maar my vrou, nee, sy wil soek hy geselskap, ou maat. As jy by die huis kom, dan sê sy, hier is jou koffie, kom sit. So, wat het in jou dag gebeur? Dan moet ons gesels. Nee. O, julle hoor gou hier, die Here roep na jou. Die Here, ek sit 'n koppie koffie in jou hand en maak 'n oop stoel in die gees en sê, my kind praat met my. Julle hoor gou hier, jou God soek 'n verhouding met jou. En ek sê nou vir jou, nee, dit is weens gebrek aan verhouding. Dit is weens gebrek aan verhouding, wat hy eendag gaan sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Here, maar ek het 'n duiwel uit iemand uitgedryf, hoe kan hy my nie ken nie? Here, ek het van daai sieke gebid, Here, daai vrou het gesond geword, daai blinde oog het oopgegaan, Here, daai dowe ore het oopgegaan. Here, ek is die pastoor van 'n kerk, hoe kan hy my nie ken nie? Julle luister gou hier. Praat met hom, spandeer tyd met hom. Nou gaan ek julle iets uit my binnekamer uit vertel. Hierdie goed vloei uit verhouding uit. Dit gaan dalk vir julle snaaks wees, dit het vir my snaaks gevoel toe ek dit die eerste keer gedoen het, maar ek het dit uit die opregtheid van my hart gedoen. Raai wat het ek gedoen? Ek het by die Here in die bidkamer ingegaan. Ek het daar gaan staan, ek het tyd met God spandeer. Ek het my arm so uitgesteek na Jesus toe. En ek het hom gevat. En ek het hom teen my vasgedruk en ek het hom vasgehou. En liefde vir hom ervaar. Ek het Jesus vasgehou, julle. Ander keer, terwyl ek in die bidkamer is, terwyl ek is, te sien ek in die gees, spring ek op die skoot van God. Ek sien hoe hardloop ek, soos wat 'n seentjie sal hardloop, ek spring op die skoot van God, en ek gaan lê met my kop teen God se bors. Ek het op daai stoel hoe lank so, in so 'n posisie gesit, soos wanneer iemand sal sit, op iemand se skoot en met sy kop op sy bors lê.
want ek is sy kind, en ek het hom nodig, en hy is my God, en ek het hom lief, julle, ek het my God lief, julle, en ek wil by my God wees, en ek kom vandag na julle om vir julle te sê, jou God smag na jou liefde, jou God smag na jou teenwoordigheid, jou God smag dat jy met hom sal praat, julle, dat jy jou hart sal druk in 'n persing van liefde, omdat jy hom lief het, julle, ek kom vandag na julle toe, kom in die allerheiligste binnekamer plek voor die Here, pers jou hart, julle, neem jou Here in jou arms, hou hom vas, dien hom met alles wat in jou is, gee al jou liefde vir jou God, asseblief, en dan gaan julle sien, dat die ander goed, wat jy so na smag en so graag wil hê, begin net na jou toe vloei. O julle, al hierdie ander dinge wat ons baie keer so najaag, begin net uit die goedheid van God, begin dit net so na jou toe vloei. Hy het jou waarlik lief. So om deur God weggeruk te word. Moet ek 'n droom vir julle vertel. Ek droom gisteraand. Sien julle hierdie sonsombreel? Ek kom na die kerk toe. En ek vat hierdie sonsombreel. Nee. En ek maak so. Soos wat hierdie sombreel so oopgaan, hoor ek hoe sê die Here, so gaan ek julle wegruk van die aarde af. Het julle dit gesien? Julle moet die suigkrag van die wind voel hier onder toe ek kom so met geweld oopmaak. 'n wind wat suig, gaan 'n Heilige Gees werk wees. Maar waar is ek op die oomblik? Ek's onder die sombreel. Ek is in die skaduwee van die sombreel. Ek wil hê julle moet hierdie sien vanoggend. Ek is in die skaduwee, ek is onder hierdie sombreel. Ek is in die teenwoordigheid. Ek voel sy skaduwee, ek voel sy wind. Ek gaan julle van die aarde af wegruk. Ek het dit gedroom gisterand. En ek het gedroom, daar's omtrent net helfte van die mense in die kerk wat nou in die kerk is. Want nie almal bevind hulle onder die skaduwee, onder die beskerming, onder die van die sombreel nie. Hulle is nie daar nie, julle. So die sombreel gaan oopgaan. Hoekom daar so min mense in die kerk was in my droom is, dit is hoe min saam gaan. Want hulle is te besig, hulle het nie verhouding nie, hulle is met allerlei ander mense en dinge is hulle besig, julle. Die Here het vir my soveel detail gegee. Ek kan nie eens meer onthou lyk hy sombreel nie. Hy's daar in 'n sak in 'n stoorkamer geberre. Toe ek hom oopmaak, toe sien ek dis presies die sombreel wat in my droom was. Met die blomme, met die geel, met die oranje, alles presies. Ek sê, Here, moet ek hierdie ding vat en ek moet dit in die kerk gaan demonstreer. Die Here sê vir my, gaan voer die profetiese aksie uit. Julle, ek wil gou sê, maak jou gereed, hoor. Maak jou gereed. Die Here kom om weg te ruk van die aarde af. Hulle wat onder hom is, onder sy vlerke is, onder sy
skadu is, in sy skaduwee, in sy heerlikheid, in sy teenwoordigheid. Julle, daar gaan ander landsmense staan wat nie in die teenwoordigheid is nie. Skof van die Here om. En daai ander ou bly. Daar is geen tyd soos nou. Kry jou verhouding met die Here reg, kry jou verhouding reg, wees in die teenwoordigheid van die lewende God, julle, pers jou hart van liefde, praat met jou Here, spandeer tyd met hom. Ons moet nou meer as ooit in die heerlikheid van die teenwoordigheid van die Here wees. Piet is nou oor see, Piet was in my droom, nee, hy was by my terwyl dit gebeur het. Inteendeel, ek het Piet gesien, hier op die verhoog, ek hier op die verhoog, en ek is besig om die sonbril oop te maak. Die Here kom, en hy gaan ons wegruk van die aarde af, die wat aan hom behoort. Hy gaan ons wegruk van die aarde af, die wat aan hom behoort. Gaan vir my Jesaja 57 vers 1. Kyk gou wat staan hierso. Julle, daar's nie 'n tyd soos nou wat jy jou verhouding, binnekamer, Bybel lees, kerk toe gaan, bid hier bywoon, in die teenwoordigheid, daar's nie 'n tyd soos nou wat jy daai tyd moet regkry met die Here nie, meer as ooit van tevore. Asseblief, hierdie is 'n uitroep van God, amen. Jesaja 57 vers 1 sê, die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let, want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Is hierdie 'n realiteit vir julle? Julle, ek hoop dit is, hoor. Ek hoop jy kry die oortuiging van in jou hart. En ek gee nou nie om hoe groot Christen jy is nie. Nee, gaan dieper in. Gaan dieper in by die Here. Soek die Here meer. Pers jou hart, verklaar jou liefde aan hom, spandeer tyd met hom, praat met hom. Dis 'n liefdesverhouding. Julle, dit is 'n liefdesverhouding. Gaan ons dit doen asseblief. Julle, 'n liefdesverhouding. Nader en nader aan die Here. En weet julle wat? Dis by daai eensame plek. Dit is daai binnekamer plek. Julle sien, sê vir my, wanneer 'n man en 'n vrou in die huwelik intiem verkeer, is dit sommer net in die openbaar? Of gaan hulle in 'n binnekamer in en hulle sluit die deur? Is dit hoe dit gebeur? Is dit hoe intimiteit werk? Gaan in die binnekamer in. Met jou bruidegom Jesus Christus. Gaan val daar neer en gaan pers jou hart en gee jou hele hart en jou alles in aanbidding vir hom. En daar sal 'n huweliksverhouding tussen jou en Jesus ontstaan met 'n Heilige Gees instroom en invulling wat binne in jou gaan gebeur. Julle, ek wil vir jou sê, openbare aanbidding sal nooit op die vlak kom wat binnekamer aanbidding sal kom nie. Maar binnekamer aanbidding word aangeval. Wie weet dit? Binnekamer aanbidding word aangeval. Daar gedagtes dwaal, allerhande goed, goed sny in links en regs. Hou aan, dis waar die krag lê. Julle, dis waar die krag lê. Binnekamer intieme, binnekamer by die Here. Dit is waar jy op jou knie is. Dis waar jy omrol. Dit is waar jy huil. Julle, dit is waar jy uitroep. Dit is waar jy jou intiemste plekke tot hom openbaar. En dan kom hy met sy lieflike Heilige Gees. En hy kom raak jou aan. En hy kom tel jou met sy liefde op. En hy kom genees jou. En hy sê vir jou, jy is my bruid en ek is jou bruidegom. Intieme binnekamer. Gaan weg van my, julle werkers van die ongeregtigheid. Ek ken julle nie. Want ek ken jou nie in verhouding nie. Julle hoor gou-gou hier, ken die Here jou in liefdesverhouding.
En dis nie 'n fisiese ding nie, dis 'n hartsding. Dis 'n geestelike ding. Dis 'n persing, dis 'n uitroep. Dis 'n uitroep tot jou God, dis 'n verlange na hom. Dit is om sy teenwoordigheid te ervaar en te voel, en soekend vir dit te wees. Dis om aan te hou en aan te hou en aan te hou totdat jy deurgebreek het. In Korintiërs 15 vers 52. Ons gaan van vers 51 af lees. Ek is amper klaar, ons is op die einde van die boodskap. Ek wil hê julle moet hierdie hoor. 1 Korintiërs 15 vers 51 sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. So ons gaan nie almal in die graf ingaan nie. Hy sê maar ons almal, of jy dan nou in die graf is, en of jy lewendig op hierdie aarde staan, sal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklikheid moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met die onsterflike beklee word. En wanneer hierdie verganklikheid met die onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Halleluja! Julle, luister gou hier, ek sit in daai bid, dis hoe ek op hierdie skrifgie gekom het, nadat die Here vergeet, ek hoor net, die dood sal verslind word in die oorwinning. Julle, ek kom na jou toe vanoggend, ek kom na jou toe, gaan by jou Here in, roep op hom, spandeer tyd in die binnekamer, praat met jou Here, pers jou hart, laat die verhouding met jou God net meer en meer word, julle, gaan dieper in, lees die woord, julle, spandeer tyd met hom, en ek sê vir jou, die dood, die sonde, vleeslike, wêreldse lewe wat jou wil aftrek, sal verslind word in die geestelike oorwinnende krag van die Heilige Gees, wat oor jou sal kom, en jy sal oorwin. Amen! Kom ons gee die Here hand vir daai. Amen! Halleluja! Prys die Here, ek wil julle goue ondervinding vertel wat ek binne in die kerk gekry het. Ek was so 'n jong man, so 22 jaar oud. Nou kyk, as 'n jong man het ek die Here met passie gedien, jy sê gesukkel het om by te hou. Maar in elk geval, ek sal hierdie nooit vergeet nie. Nou, terwyl ek so in die kerk se banke, so 1000 sitplek kerk wat ons in was in Alberton, so in die kerk se banke sit ek so bidend en ek is besig om so met die Here te praat, julle, die volgende oomblik word ek weggeruk. Ek voel dit, ek gaan ek los ek in die lig. Ek hang, die turbo in die lig, kyk ek swaaf op die kerk, ne? Ek skrik vir my, ek gaan in so skok in, toe dit gebeur, ne? Dat ek voel net, toe ek so skrik, ek weet nie of dit iets met dit te doen gehad het nie, toe val ek van daar bo af so terug in my liggaam, terug is ek in my liggaam. Ja, luister, die Here het my 'n smaak gegee, van wat my in die wegruk gaan gebeur. Maak julle gereed, maak julle gereed, maak julle gereed. Gaan in die binnekamer. Versterk jou verhouding met die Here. Soek hom meer as ooit van tevore. Praat met hom, spandeer bidend tyd met hom. En alleen in daai binnekamer, jy kan dans voor die Here as jy wil. Jy kan jou hande ophef en jy kan hom aanbid. Jy kan daar op die grond lê en net in sy teenwoordigheid tyd met hom spandeer. Dit hoef nie hierdie stywe ritueel ding van jy moet nou so, jy moet jou hande nou so hou, jy moet nou, julle weet jy wat, vergeet daai goed, julle, die Seun het jou vrygemaak, en wanneer die Gees van die waarheid kom, julle, dan gaan hy kom en hy gaan jou kom vul, en hy gaan jou vrymaak van allerlei
ou gegiete rituele en dinge, en daar gaan 'n liefde van die Heilige Gees deur jou begin spoel, en hy gaan jou oorneem, en dan gaan hy jou uitvloei, jy gaan verbaas wees oor die liefde wat besit gaan neem van jou, die borrelende blydskap wat uit jou uit gaan kom die bruidegom roep, wat sê hy in die boek van Openbaring? Hy sê, die Gees en die bruid roep, kom, Here Jesus, kom. Kom ons gee die Here hand vir dit, amen. Halleluja! So daarom, aanbid hom so. Halleluja, dankie Jesus. Ek gaan net hierdie skrifte quoteer en gaan ons afsluit. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig want ek is heilig. Dan sê hy in 1 Petrus 2 vers 4, kom na hom toe die lewende steen. Kom na hom toe die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar die by God uitverkore en kosbaar is. Kom na hom toe, julle kan dit gaan lees, 1 Petrus 1 vers 16, 1 Petrus 2 vers 4, 1 Petrus 4 vers 11, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Hoe is dit? Lewe. Hoe klink die woorde van God? Liefde. Heiligheid, suiwerheid, soekend. Iemand wat regtig vol van liefde en dit is eintlik roepende woorde na God. As daai persoon, jy hoor gees in salwing, hoor jy bo op daai woorde, dit hang op daai woorde van die persoon spreek, ervaar jy teenwoordigheid van die Heilige Gees, wanneer jy spreek, laat dit wees, soos die woorde van God. Ek is klaar vanoggend, ek wil gou vir julle vra. Het die Here met jou gepraat vanoggend? Het jy begeerte om by hom te wees? Julle hoor gou, jy gaan hierdie aardse goed gaan met my begin eenkant staan vir jou God, hoor. Hierdie aardse goed gaan met eenkant begin. Afsprake gaan gekanseleer moet word sodat jy jou afspraak met jou God kan hê. Hy's belangriker. Jou vrou is belangriker as jou werk. Jou God is baie belangriker as jou werk. Kom laat die liefde van Jesus ons vasgryp. Kom staan almal, ek wil vir ons 'n gebed doen. Okay, voor ons die gebed doen, kom ons neem 'n besluit. Ek wil Jesus hê. Ek wil hemel toe gaan omdat hy daar is. Ek wil vir ewig in sy teenwoordigheid wees. Kom ons neem 'n besluit, hierdie aarde met al sy dinge, ek het genoeg gehad daarvan. Kom ons neem 'n besluit, vul my Heilige Gees, vul my, maak my vol, maak wakker in my, maak die begeertes na die wêreld dood in my, en maak Christus lewend in my. Amen. Is dit julle begeerte, saam met my vanoggend? Okay, nou kom ons maak ons oë toe. Kom ons bid hierdie gebed hardop. Wat sê julle? Kom ons bid almal saam. Okay. Ons bid hierdie gebed. Vader, ek kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ek verlang na U. Ek verlang dat U binne in my sal kom bly. My lewe sal oorneem. Kom vul my nou met die liefde. Kom vul my nou met die Heilige Gees. Here, gee vir my 'n diep
dieper, brandende verhouding met U. Trek my nader aan U. Ek het U nodig. Helper, Heilige Gees, help my. Neem besit van my en trek my nader aan my God. Vandag gee ek my liggaam as 'n lewende, heilige en welgevallige offer aan U, die lewende God, in Jesus Christus se naam. Versterk ons huweliksverhouding. Ek ontvang dit nou, my God, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Kom ons neem die sitplekke. Baie dankie julle. Aanbiddingspan, kom vorentoe vir my asseblief. Hoorie julle, weet julle wanneer het my lewe regtig verander? Myne. Hy het regtig verander toe ek elke middag as ek van die werk af kom, in my kamer ingegaan het, die deur gesluit het en vir 'n uur aan een sonder ophou gebid het en tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer het. As 'n jong man het dit al gebeur. En ek wil iets vir julle sê, my lewe het dramaties verander. Die liefde het so besit geneem van my, julle, hoor gou. Die liefde van God het so besit vir my hele lewe se rigting het verander. Alles in my het verander. Die liefde het groter geword. Jesus het meer geword in my. Ja, ek het die lewe met ander oë begin kyk. Ek het na mense met ander oë begin kyk. Ek het mense wat ander haat begin lief hê. En dit het alles uit 'n binnekamer uitgekom. En ek wil vandag vir jou sê, jy het hierdie preek gehoor, nee. Dit gaan jou of verskriklik baie help, of dit gaan jou niks help nie. Jy gaan of besluit, Here Jesus, ek het gehoor wat hier gebeur het vandag, en vandag neem ek 'n besluit dat ek gaan afsonderingstyd in die binnekamer met U spandeer. En ek gaan my tyd met U spandeer, want ek het U lief en ek wil by U wees, Jesus, ek wil U met my oorneem. Dan gaan jou lewe dramaties verander. Of jy gaan die preek hoor, jy gaan die uitloop, mag dalk sê, dit was nou nogal 'n preek en huis toe gaan en jy gaan niks doen omtrent dit met jou lewe aangaan nie. Watter een van die twee is jy? Die niksdoener of die een wat iets in plek gaan sit? Julle, ek vra julle hierdie vraag, hoor, want weet julle wat, né? Ek het julle so lief, né? Dat ek wil hê julle moet so naby aan julle Here en God kom en in soveel dieper verhouding met hom kom. Dis hoekom ek hierdie vir jou sê, hierdie is 'n besluitnemingspreek. Jy gaan moet vanoggend hier sit. Hierdie is nie vir my 'n handeoplegging ding vir jou nie. Hierdie is jy gaan en doen. Jy gaan en doen en die Here sal naby aan jou kom. Amen. Amen. Dankie Jesus. Julle, kom ons staan, ons gaan lekker saam sing. Ons gaan die kollekte